Jy hardloop behoorlik door in die laaste ruk, né? Ja, nee, Quentin, kom ons begin om te sê goeiemôre, welkom en ja, dit gaan hierdie laaste 3 weke, ons het baie min gesels. Jy was ook bietjie besig, maar ja, dit gaan bietjie rof op hierdie tyd. Ons koppie loop oor. Dis regtig 'n baie besige tyd en ons kantoor is besig en selfs die politieke vlak self, het daar ook baie goed gebeur. Ons het groot vergaderings gehad en dis strategievergaderings en dit's veldtogvergaderings. Ons almal weet dis die verkiesing volgende jaar wat moontlik in November kan plaasvind, maar daar is sprake laat ons na Februarie 2027 kyk. Maar vir alle redes kyk ons na volgende jaar Februarie vir registrasienaweke ook vir die van die OVK se kant af. So dinge is ons is besig om in verkiesingsmode in te gaan. So ja, ons is baie besig. Sê gou eers vir my, hoe proe jou koffie? Dis lekker, né? Hoorie? So die voor. Ek dink ek moet ook so 'n koffiemasjien kry. Weet jy wat lekker van hulle? Dis EMS Rentals, né? Jy huur die koffiemasjien by hulle op 'n maandelikse basis. Dan betaal jy maandelikse fooi, hulle verskaf jou dan die koffie en die suiker en die poeier en jy betaal net 'n maandelikse fooi. Jy kan koffie maak na hartelus. Dis ideaal vir jou kantoor of vir jou huis. Ek hoop hy luister. Ons kantoor het jy nodig. Yes, dis baie lekker. Gaan handel bietjie met hulle instant cappuccinos. Baie lekker. Dankie EMS Rentals. Ek wil vinnig aanraak, het jy gesien in die nuus, daar is mense wat die gerugte loop dat Ramaphosa dalk na die G20 beraad wil uittreë. Hy is nie meer lus nie. Is obviously nie bevestig enigiets nie, maar dit is van die gerugte wat die rondte doen op die nuus. Ek het dit gesien en ek dink ons moet meerendeels daarna kyk. Onthou elke voorverkiesingsjaar, veral met 'n munisipale verkiesing as ook met 'n nasionale verkiesing, het die regerende partye altyd hierdie kongresse waar hulle dan nou nuwe leierskap moet verkies. Nou as ek nou self by ons gaan kyk, ons strukture gee vir ons elke 3 jaar moet ons 'n nuwe leier kies. Nou dis nou 'n nasionaal provinsiaal moet ons dan nou nuwe leiers kies. So hulle is seker nou in daai aanloop tot 'n nuwe leierskap te verkies. So dis heel moontlik dat hy dalk nie weer gaan staan as die ANC se leier nie, of dat hy dalk geontroon word en dalk iemand anderste. So ja, dit is nou maar gerugte, maar dis heel moontlik en ons sal nou maar sien wat gebeur einde November of volgende jaar. Ek weet op 'n plaaslike vlak provinsie gaan hulle hierdie maand, die einde van die maand, gaan provinsie 'n nuwe leierskapverkiesing. So nasionaal behoort volgende jaar te gaan vir nuwe leierskapverkiesing op in die ANC se strukture. So ja, dit is heel moontlik. Enigiets kan gebeur. Ek wil met jou praat, maar ons gaan laaste daaroor praat. Gaan ons 'n bietjie praat oor daai real sukses wat julle gehad het, maar ek moet eers begin. Elektrisiteit vanoggend het Piet laat weet, hy sê hoorie die hele town substasie is nou net af. En dis as gevolg van werk op CW5 en CW6. Hulle dan nou CW area afgesit. CW areas wat weer behoorlik deurloop by die krag, né? Dit is ongelooflik, maar dit is weer ook deels van die reën, maar daar is ook dat ons is juist besig om 'n bietjie opgradering ook dan nou te doen, terselfdertyd, want dit is die areas het dit nodig, maar ja, dit is ongelukkig, ons het vandalasie ook wat nou weer plaasvind, so dis ook 'n probleem, maar ja, kom, laat dit nou maar oorkom en klaar, laat ons in Kerstyd nie 'n probleem het nie, so ek hoop en bid dat ons 'n rustige Kerstyd sal hê. Ja, dit is die ander ding, ons moet dit gedagte hou, dis daai laaste rush nou voordat die kantore toemaak en so voort. So krag, hulle werk aan die probleem daar, hulle is besig met herstelwerk, hopelik kom dit binnekort reg. Areas wat geaffekteer word daar is Van Brugge en Shakespeare Straat, het 'n kabelfout, Stefano Park, Stalrus, Bonanay en dan Bobbielong wat ook weer af was. Daar, as ons net daar kan stil staan, daai is 'n heeltemal 'n anderste fout. Nou vir die laaste maand wat ek nou weet, is daar 'n gereelde tyd vanaf Donderdag tot en met Sondag wat Stefano Park en Bonanay se krag net eenvoudig net afgaan. Hier 12:30 in die oggend, 12:00 enigiets daarvan af, dan gaan die krag af. En dan hier enige tyd van 7:00 dan gaan die krag weer aan. Vir enige onverklaarbare rede, ek is juist nou besig met ondersoeke en ons het woensdagmôre 6:00 vir 6:30 by The Wine Barrel is daar 'n vergadering rakende juis oor hierdie probleem, laat ons 'n way forward kry. So ek nooi dan nou maar die gemeenskap uit. Kom praat, kom sien my, kom ons sit ons koppe bymekaar want dit is nogal 'n tamaletjie.
ons het 'n vermoede wat die probleem is, maar ons kom nie heeltemal agter die kap van die byl nie. So laat die gemeenskap vir ons bietjie kom kuier môre aand 6:00 vir 6:30 by die Wine Barrel. En is die mense wat geaffekteer word op Stefano Park, Bonanay en Boppilong extensions. Goed, so dan sy maak seker hier's daar dan. Moet ons gou vinnig aanraak. Ek sien die water lekker lyk 'n bietjie beter. Ek neem aan hulle het so 'n bietjie van die lekker reggemaak want hulle luister ons op 'n stadium lank, nê? Ja, en dan moet ek hier ook vir raadslid Piet Smit regtig emerite hier gee. Hy werk ongelooflik hard om daai reference nommers op te volg en te sorg dat dit gedoen moet word. So baie dankie Piet. Dankie Piet en hy stuur vir my elke oggend 9:00 klokslag al die nuus rondom die Vaaldriehoek. So Riewil, vir die van julle wat dan nie weet nie, daar is 'n groot kopseer met jy het hom gerename, gedoop, daai spruit daar by my. Ja, want ons nou wil ek Engels en Afrikaans. Randwaterraad het gesê rietspruit is rietspruit en daar sy takke van rietspruit en as gevolg van die probleem wat julle nou daar gehad het onder deur die brug en dit was ondraagbare reuke wat daar uitgekom het. Het hulle gevra dat ons daai sy tak se aar moet vernoem. Sodat hulle hom kan pinpoint met 'n pin location en laat hy nou in die boeke kan opgeskryf word. Toe het ons nou verlede week in Donderdag 'n vergadering gehad in Noordstraat. Jy was nie daar nie, net so terloops. Ek het dit geadverteer. Maar daar was genoeg bywoning. So daar was ons het 'n sterretjie gee. En ons het toe nou gesels en toe het die opsie opgekom dat hulle die aar dan nou van Waardshof spruit dan nou doop. Ja. En dis toe nou so aanvaar en ons het hom toe nou gedoop en so nou is daai spruit bekend as van Waardshof spruit en hy's so aangeteken by Randwaterraad en as jy hom gaan Google en hom gaan bullet point met 'n pinpoint gaan jy hom kry van Waardshof spruit. So yes. Ons kan dit celebrate deur miskien vanmiddag almal op 'n tube te gaan klim en op af te gaan, maar ek gaan dit nie voorstel nie. Nee. Ons ek moet sê ek moet hier ook weer eens Merite gee vir Thomas de Tooy en Rosemary van Stonehaven. Toe hy was ook by die vergadering gewees en ons het baie hard gewerk om die ouens daar te kry van Randwaterraad, want ek het aan die vergadering meegedeel dat Mfoleni nie bevoeg is om dit te hanteer nie. En dat ons nou maar moet self doen en hulle het ingespring, Thomas het ingespring, ons het met Rosemary gepraat, Rosemary het van haar kant af ingespring en die volgende dag het ons 'n onmiddellike boodskap gekry om te sê Randwaterraad besig met site visits, hulle het dit hier gepinpoint, hulle weet waar die probleem is en hier is 'n lyn wat geblok is, hier is 'n lyn wat gesaboteer is, hierso is goed ingegooi wat ook al en gister het hulle begine werk, ek sal vir jou die foto's sal ek vir jou stuur. Ek het die groepe gesien, is hulle klaar besig. Hulle is besig, gister nou al besig en vandag nou besig om daai lyne oop te maak. So ek hoop dat ons teen die einde van die week 'n baie beter rivier sal hê en ons van Waardshof spruit sal dalk bietjie skoon wees. So baie dankie aan Rosemary en Thomas de Tooy vir hulle hulp daar. So ja, as jy dalk nou heeltemal gemis het waar ons praat, wat gebeur het is een van die hooflyne, daar's blokkasies en van hulle het gekollapse en so voort en daai riool het dan nou in van Waardshof spruit afgeloop. Wat hartseer is want hy loop reguit net verby my, dan loop hy in die Vaalrivier in en dit affekteer weer besighede. Ek praat nou met Liquid Lounge langs oor dit affekteer hulle ook. Jy weet jy op die Vaalrivier gaan, mense sit en eet op die boot en dan ryk jy nou daai reuke. Dis onaangenaam. So well done, dankie vir julle. Kom ons hoop dit is binnekort dan nou opgelos daar. Voor die tyd ons heeltemal vang, ons het so 5 minute oor. Dan op my kanaal op WhatsApp kan jy gaan kyk al die inligting van waar nog riool probleme is aangemeld en dan kan jy sien watter areas is aangemeld. Daar's nog 'n lang lys van dit. Nou luister, iemand bel nou op die WhatsApp lyn. Jy kan maar nie bel hier sonder julle. Goed, dan gaan daar voor ek vergeet. En ek gaan vergeet as ek dit nie nou doen nie. Hier was 'n boodskap wat ingekom het. Ek wil net gou sien wat iemand gevra het. Ek moet vir jou vra. Kom ons kyk gou. My seun het 5 jaar terug 'n eenheid in 'n kompleks gekoop en hy het nooit geweet van dat hy erfbelasting moet betaal nie. Geen rekening ook van Mfoleni gekry nie. Nou word daar vir hom 'n rekening gestuur van R1000 wat 'n skok is. Wat word in so 'n geval gedoen? Want as 'n rekenaar 3 jaar en ouer is, verjaar hy mos. Dan sê hy mos nie meer verpligtend om dit te betaal nie. Ek sal dankbaar wees as jy my kan raad gee. Ek wil net, hy's net gewee lees, het eenheid in 'n kompleks gekoop. Ja, daar's seker goed wat moet gebeur soos om 'n deposito te gaan betaal om 'n rekening op jou naam oop te maak sodat jy die erfbelastingrekening kan kry. Maar hulle kan my kontak, ons sal vir hom beslis kan help en sorg dat hy dan nou sy nuwe rekening kry en dan help hom dan sy bedrag wat hy dan nou skuld uitgesorteer te kry. So hulle kan my kontak. Okay, so die beste is met jou te gesels daaroor, jy kan dit van daar af vat.
Ja, op die radio is dit te langdradig om te verduidelik. Dit is nogal 'n hele proses, maar ons is vertroud oor hoe die proses loop, so ons sal vir hom baie vinnig help. Ons gaan vinnig hierdie WhatsApps gaan. Hi Gerda, na wie kan ek proof of payment stuur? Ek sien my betaling gaan nie af my rekening nie, dis by Infoleni. Onthou ek het so rukkie terug ook gepraat dat daar 'n probleem was. Nou so 2 weke terug was die stelsel ook 'n probleem, die backup van ons ICT af het nie gewerk nie. Toe was die stelsel ook af. Ek wonder of dit toe nou die probleem, maar dis nie uniek nie. Ek het al 'n paar van die mense gekry wat my boodskappe gestuur het. Die beste gaan wees is om na die customer care toe te gaan binne in die dorp en hulle die bewys van betalings te wys sodat hulle kan allokeer op die rekening om dit so vinnig as moontlik te doen. Dit gaan jou beste oplossing dan wees. Vra ons by Gerda of die pensionaris afslag benadeel gaan word deur eiendomme wat meer as R300 000 in waarde is. Nee, daar is die twee passie by mekaar nie. Jy kry eiendomsbelastingafslag vanaf 60 tot 69. Op 'n glyskaal, jou inkomste moenie meer as R10.500 per maand wees nie. En as jy 70 is, kry jy 'n volle kwytskelding van jou erfbelasting, maar jou rekening moet op datum wees en jy moet in daai huis bly. Waar dit inkom, laat jou huiswaarde nie meer as R300 000 moet wees nie, is wanneer jy aansoek doen, en ek gaan nie die Afrikaanse woord sê nie, as jy aansoek doen vir indietent status, dis 'n policy, wat vir ons mense help wat baie sukkel daar buitekant. So jy kan kom aansoek doen en dan daar moet jou huiswaarde nie meer as R300 000 wees nie en jou inkomste moenie meer as R6.500 'n maand wees nie. Okay. Maar ons kantoor sal vir hulle ook help met daardie aansoek en vir hulle sê waarom dit te gaan doen. So die mense moet net die twee verwyder van mekaar. Wat gaan hulle doen omtrent die konstitusionele wat gevind het dat die verhoging ongrondwetlik is? Hy is nou 'n bietjie 'n tamaletjie. Ek weet Afriforum het NERSA hof toe gevat en daar was 'n besluit gewees of sal ek sê hofuitspraak gewees dat die munisipaliteite wat nie 'n cost of supply study gedoen het nie, wat beteken elke munisipaliteit reg deur die land moet gaan bewyse gee hoekom hulle daardie verhoging soek. So hulle moet sê die netwerk is van die aard en dit het soveel uitgebrei en goed, so dit moet 'n studie wees. En dan kan hulle eers aansoek gaan doen vir 'n verhoging. Nou Infoleni het dit vir die vanaf 2019 tot en met verlede jaar nie gedoen nie. So hulle het net gesê hulle soek daai verhoging sonder om te gaan kyk. Dis is om 'n begroting uit te werk, om 'n beplanning te gaan doen. En daarom is die hof toe nou gesê dit is ongrondwetlik en soos wat ons dit nou kan sien, maar dis 'n bietjie meer ingewikkeld as wat net op die oog af is. Maar eintlik moet die Infoleni munisipaliteit al hulle rekeninghouers dan nou vir hulle sê, kyk, ons het dit verkeerd geïmplementeer en hoe gaan ons dit nou van hier af verder doen, maar ek twyfel of Infoleni so slim gaan wees. Maar ja, dit het verrykende gevolge en finansiële gevolge vir alle munisipaliteite en metros in die land. Hoekom is daai pad by die nuwe brug nog nie klaar nie, vra Wilhelmine? Ek weet nie wat se pad spesifiek daar verby is nie. Nee, die paaie is klaar van die R42. As jy verby Makro ry, jy kan, ek dink van hierdie kant af kan jy die links oprit vat en van terug af kan jy die regs oprit vat. Die linker een gaan tot binne in die oorkant die meer, daai kant, ek dink is Sebokeng, en aan die ander kant gaan hy deur Betwes Park reg deur, dan sluit hy aan op die pad by Betwes Park. So die paaie is oop. Ek het net toevallig gesien dat die solarligte nou al gesteel is. O, regtig? Nee, daar is die padsoggers in gebruik hier, die ligte is laag steel. Ja, die pale hang al so asof hulle besig is om te slaap. So ja, die solarligte is afgesteel. Skaars op en dit is gesteel. So skrikkelik. Maar ja, die paai is eintlik oop, hulle kan dit gebruik. Ja, die pad is oop. Gerda, ek sê vir jou baie dankie. Ek sien ons het 'n klompie vrae. Ek dink jou beste bet is as jy enige verdere vrae het, is maar om direk met Gerda hulle te kontak te maak. As jy met goeie sukkel gesels maar met hulle kan jou daarmee help. Ons gaan nou nie by al die vrae kan uitkom vandag nie. Enigiets anders van jou kant af? Ja, ons het vanaand 'n IDP meeting, Integrated Development Plan. Dit is 'n bietjie terugvoering vanaf die munisipaliteite oor hoe hulle doen en hoe hulle vaar en hoe die begroting verder is en indien jy enige klagtes het. Ek sê nou klagtes, maar indien jy enige vrae het. En jy wil graag antwoorde hê, vanaand 5:00 by die Meyerspaler vir die Vanderbijlpark area.
kom maak 'n draai daar en dan kom kyk julle en vra die vraag direk aan die bestuur van die munisipaliteit. Dan ook ons kan ook weer herinner die 18de November en die 25ste November onderskeidelik sal die VF Plus in Drieriviere en in Vereniging se kant en in Vanderbijlpark aan beide van die treinspoor staan. Om net bietjie jou registrasiestatus te check. So ons sal die mense nader aan die tyd laat weet waar ons is, maar kom gerus en kom kyk, jy sal verbaas wees hoe jou status verander sonder dat jy daarvan weet. Ja. En ons moet kyk dat almal geregistreer is om te stem vir volgende jaar. Absoluut, dis 'n belangrike verkiesing. Ons gaan nog baie daaroor praat nader aan die tyd. Gerda, dankie vir al die moeite, dankie vir jou harde werk. Dat jy nog dinge laat gebeur hier in die Val-Driehoek, ons waardeer dit. En sterkte vir jou Dinsdag verder en vir die res van die week. Ja, nee, baie dankie. Ons sal solank ons nog kan, sal ons aanhou. Absoluut. Dankie Gerda, sê vir jou dankie.